Goeiedag julle, ons gaan nou weer hierdie week voort met ons reeks uit ons Nederlandse geloofsbelijdenis. Nou baie belangrike ding wat uitkom uit ons Nederlandse geloofsbelijdenis is dat Jesus se gelowige gemeente 'n gemeente is wat bely. Ons glo met die hart en ons bely met die mond. Glo en bely is altyd goed wat saamgaan. Wanneer jy waarlik glo met geloof wat die Heilige Gees in jou opwek, dan kom daar uit daardie geloof voor belydenis. Ons vertel in hierdie wêreld van die Jesus in wie ons glo, van die God in wie ons glo. Baie belangrik oor hierdie wêreld waarin ons bely is dat dit 'n wêreld wat is wat God ontken. Baie maal ontken mense net dat God daar is. Ons bely, die gemeente bely, God is daar. Die wêreld sê hy is nie daar nie. Baie in die wêreld in elk geval. Nog iets van die wêreld waarin ons bely, is dat niemand in die wêreld kan sê, maar ek het nie geweet nie. Hoekom nie? Wel, omdat God hom deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die wêreld openbaar. God openbaar hom in die menslike samelewing, in jou gesin, in jou man, vrou, kinders. Daar is God besig om hom deur middel van onsself aan ons te openbaar. In die skepping rondom ons, God openbaar hom deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Hy maak van die skepping om ons woorde, letters, waarmee hy binne in ons hart in openbaar dat hy daar is. Dis 'n waarheid wat Paulus vir ons leer in Romeine 1 vers 20 en wat ons in ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2 ook bely. As gevolg van daardie openbaring, sê Paulus dan in Romeine 1 vers 20, het niemand verontskuldig nie, of kan niemand homself verontskuldig nie. Nou, die vraag is, hoe reageer ons op hierdie openbaring van God deur middel van sy skepping, onderhouding en regering van die wêreld? Nou, Romeine 1 vers 18 sê, ons onderdruk dit. Romeine 1 vers 25 sê, ons kies vir die leuen. En Romeine 1 vers 28 sê, ons leef asof God nie daar is. Die krisis hiermee, want Romeine 1 vers 18 tot 32 sê, daarom staan die hele wêreld onder die oordeel van God. Nou is die vraag, is hier hoop vir ons? Ons as wêreldmensdom onder die oordeel van God, ons as wêreldmensdom wat onsself in chaos indompel, omdat ons die werklikheid van God wat homself openbaar, ontken en onderdruk. Nou ja, daar is. Daar is die evangelie. In 'n wêreld onder die oordeel van God bely Jesus se gemeente evangelie. Daar is goeie nuus, want God is nie alleen regverdig nie. Hy is ook 'n God van genade en liefde en daarom stuur God sy eniggebore seun, Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan, maar die ewige lewe kan hê. Nou baie belangrik, hierdie evangelie oor die seun, oor Jesus, kry ons in God se woord openbaring. Die woord openbaring openbaar aan ons Jesus. En ons bely ook daaroor in ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2. God maak hom deur sy heilige en goddelike woord aan ons bekend. En wel dan sodat ons salig kan word en 'n nuwe lewe tot eer van God kan lewe. Dit is die doel van God se woord openbaring. In die woord openbaring kom ontmoet Jesus jou. En dan om jou te red en jou in 'n nuwe lewe te bring waarin jy weer God verheerlik. So anders as die lewe waarin ons van nature lewe, daar waar ons die waarheid oor God onderdruk, waar ons kies vir die leuen en leef asof God nie daar is nie, en dit bring ons onder die oordeel van God binne in 'n wêreld vol chaos en sinloosheid. Nou is die vraag, wat is die wêreld se reaksie op God se woord openbaring? Nou, ons as gemeente, die gelowige gemeente van Jesus, verkondig die woord. Ons bely God se woord openbaring. Ons bely en verkondig die Jesus van God se woord openbaring.
Wat is die reaksie? Altyd twee reaksies. Verwerping of aanvaarding. En dit is wat Jesus kom doen. Jesus bring 'n skeiding in die wêreld. Party neem hom aan, ander verwerp hom. Ons sien dit byvoorbeeld in Johannes 1 vers 10 en 11. Johannes 1 vers 10 en 11. Jesus was in die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken. Wou nie met hom in 'n verhouding wees nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem. Maar dan is daar ook die aanvaarding, die aanneming van Jesus, die aanneming van die woord Openbaring. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. So dis belangrik dat ons as gemeente van Jesus moet raak sien, in 'n wêreld waar ons die woord Openbaring bely en ook verkondig, moet ons weet, daar gaan hierdie tweeledige reaksie wees van of aanvaarding of verwerping. Nou, kom ons gaan 'n bietjie volgende in op hoe lyk hierdie verwerping? Wat kan ons te wag toe wees? Wat sien ons van ons wêreld waar binne ons leef en waar binne ons bely dat God vir ons hierdie wonderlike woord Openbaring gee? Nou, ek lees nou die dag dat wanneer 'n mens jou eie tyd wil beter verstaan, dan moet jy so 200, 300 jaar terug se geskiedenis en filosofie goed weet, dan begin jy jou eie tyd verstaan, want dit wat 200 jaar en 300 jaar terug gebeur het, is altyd besig om 'n invloed uit te oefen. Daardie invloed werk in ons tyd baie sterk deur dit wat so 200 jaar terug bedink en geskryf is. Die invloed daarvan sien 'n mens en beleef 'n mens vandag. Nou, 'n baie belangrike ou wat 'n invloed op ons moderne tyd het, is Friedrich Hegel. Soos 'n prentjie van hom. Hy leef hier in 1770 tot 1831 en hy begin werk en skryf met die ding dat idees evolueer. Kyk maar net so ruk na hom. In 1859 skryf Charles Darwin natuurlik sy baie groot werk oor evolusieleer. Maar Hegel werk ook, hy werk met evolusie, maar dan die evolusie van idees. Hy sal sê, in die antieke wêreld het mense gode gehad. Allerhande afgode aanbid. Die afgode het vir jou antwoorde gegee op jou lewenskrisis, op jou vrese, op wat gebeur na die dood, hoekom is jy hier, wat doen jy hier, daarvoor was die gode daar. Dan hier in die middeleeue, tot by die 1700s, kry jy evolueer daardie gedagte van baie gode na 'n een God. Daar is net een God en hierdie God gee vir ons antwoorde op al ons vrae. Hierdie God is die een wat ons kom verlos. Hierdie God is die een wat maak dat ons nie heeltyd in vrees en bewering moet leef nie. Hierdie God gee vir ons 'n toekoms. Maar dan evolueer die idees verder en dan kom ons in die moderne tyd hier na die 1700s, na ons tyd toe. En in hierdie wêreld, die moderne wêreld, gee wetenskap die antwoorde. Wetenskap sê vir jou, hoekom is daar krisisse? Wetenskap laat jou die mens verstaan. Wetenskap gee antwoorde op goed soos siektes, vrese. Wetenskap sal uiteindelik 'n goeie wêreld vir ons gee. Maar wetenskap sê natuurlik ook dat dinge soos wonderwerke en maagdelike geboorte en opstanding uit die dood onmoontlik is. En nou sien ek met mense baie ou soos die Duitse teoloog D.F. Strauss. Hy skryf hier in 1835 'n boek genaamd die lewe van Jesus, waarin hy vir ons sê dat dit wat ons in die evangelies lees alleen maar gemeenteteologie is. Jy lees in die evangelies die Jesus van die geloof. Jy lees nie van 'n regte, egte Jesus wat bestaan en lewe en die seun van God is en die menslike natuur uit die maagd Maria aangeneem het. Nee. Al daardie goed is uitdinksels
van die vroeë gemeente wat 'n heldeverering vir 'n wonderlike Jesus gehad het. Maar dit wat jy oor Jesus lees in die evangelies is die gemeente se uitdingsel, is hulle kom ons sê amper hulle helde stories oor hierdie Jesus wat hulle geken het op 'n tyd. Maar die regte Jesus was 'n gewone mens, is dood en hy het doodgegaan. Hy is nie die een wat uit die dood uit opgestaan het en in die hemel aan die regterhand van God gaan sit het en weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Nee, daai is net gemeenteteologie. En ons moet dit begin sê, want luister, wetenskap sê vir ons dat die dinge wat jy in die evangelie lees, net gewoonweg onmoontlik is. 'n ou soos Rudolf Bultmann, hy lewe hier in die 1900s, ek dink hy's uit die 1800s in die 1900s in, ek dink hy's hier in die 1960s ergens dood. Hy sê ons moet die Bybel ontiteologiseer. Nou, 'n mens kan dit wat hy daar sê verstaan soos 'n ui. Hy het mos nou al hierdie laagies, nee, dan kan jy afbreek, elke laagie afbreek, tot jy in die middel by die kern kom. Nou, Bultmann sê, dis wat ons met die Bybel moet doen, as ons dit ontiteologiseer. Haal al hierdie buitenste laagies af, tot ons uiteindelik by die kern kom. Kom ons haal al daai gemeenteteologie weg, dan gaan jy by een of ander kern kom, wat ons in die moderne tyd kan glo. Ou soos, Harry Emerson Fosdick, hier is daai foto van hom, hy het hierdie gedagtes nog wat baie sterk in Amerika aangedra. En dan nog 'n ding van ons moderne tyd is dat waarheid relatief geword het. Elke mens het sy eie waarheid. Ons dink ook, en ons gewone ouens dink nie so nie, maar daai gedagtes sykel deur in ons gewone ouens se koppe in elk geval, dat die outeur gee nie meer betekenis aan 'n teks nie. Nee, jy wat die leser is, lees 'n teks en jy gee die betekenis aan die teks wat jy wil, want dit pas by die hele ding van ek het my eie waarheid. Waarheid het relatief geword. Waarheid is nie meer absoluut nie, waarheid staan nie vas nie. En 'n ou wat hierdie gedagtes baie sterk bevorder, is Jacques Derrida. Ek dink hy is 21 rond dood. Ek is nou nie doodseker nie, maar ja, baie invloedryke ou ook gewees. So dis die wêreld waarbinne die gemeente van Jesus nou kom bely, luister, hier is 'n woord openbaring van God. Hierdie woord openbaring is absolute waarheid, het absolute gesag, dis absoluut genoegsaam, jy ontmoet Jesus daarin. Eintlik, Jesus kom ontmoet jou daarin, die Jesus, wat nie maar net gemeenteteologie is nie, maar die eniggebore seun van God, die enigste een deur wie jy uit die oordeel van God verlos word, binne die koninkryk van God, met 'n nuwe lewe, 'n sinvolle lewe, wat jy weer sinvol hier en nou kan leef met 'n wonderlike toekoms op die nuwe aarde. Nou daardie woord bely Jesus se gemeente in hierdie wêreld, wat eintlik sê, maar hierdie woord wat julle bely, is nie absolute waarheid nie, het nie absolute gesag nie, en is nie absoluut genoegsaam nie. Nou wat maak Jesus se gemeente? Wel, ons pas nie aan nie. Ons hou aan om as gelowige gemeente Jesus se woord die woord van God, die woord openbaring van God te bely en te verkondig in die wêreld. En ons gaan nou vir die volgende paar weke, dalk so 2 weke nog dink ek, stil staan by hierdie woord openbaring van God. Maar kom ons begin vandag net weer te sê, daar is 4 redes hoekom ons regtig in hierdie wêreld kan aanhou bely en aanhou verkondig. Die eerste ene, kry ons in Ephesiërs artikel 3, en dit is dat God se woord wat hy deur die mense van die ou tyd gespreek het, deur die heilige mense gespreek het, nie maar net 'n woord van mense is. Dit is nie net 'n woord van mense nie. Wel, dit is net die woord van God, gespreek deur mense. En God het daardie woord ingegee. En ons Nederlandse geloofsbelijdenis haal aan uit 2 Petrus 1 vers 21. Die heilige mense van God het deur die Heilige Gees gedrewe gespreek. So mense het gespreek, Moses het gespreek, Paulus het gespreek, Jesaja het gespreek, Abraham het gespreek,
En dis Abraham se woorde, en dis Moses se woorde, en dis Jesaja se woorde, maar daardie woorde is ingegee deur die Heilige Gees, en daarom is dit absoluut waar, absoluut gesagvol, absoluut genoegsaam. Dis woorde waarin Jesus jou kom ontmoet. Nou daarna, wil ons verder in ons Nederlandse geloofsbelijdenis, het God deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid, sy knegte, die profete en die apostels, beveel om sy geopenbaarde woord op skrif te stel. Daarom noem ons sulke geskrifte die heilige goddelike skrif. En nou sien ons dit in God se woord openbaar. Moses skryf die woord wat God vir hom gee en wat hy praat neer. Jesaja, die profete, skryf die woord wat God vir hulle ingee en wat hulle spreek, skryf hulle neer. Die apostels skryf die woord wat God vir hulle ingee en wat hulle praat, skryf hulle neer. En juist dit is die derde rede waarom die gemeente aanhou om ook in ons tyd, ten spyte van al die teenstand teen die woord van God, aan te hou om die woord van God te bely en te verkondig. Want die feit dat hierdie woord neergeskryf is, sê vir ons dat die woord nie vasgevang is in die tyd en die ruimte toe dit die eerste keer uitgespreek is nie. Nee, dis juist neergeskryf om te bly voortbestaan en ook in ons tyd God se woord te wees. Net 'n bietjie, hoe sien 'n mens dit raak hierby? Jesaja sê die Here, gaan nou in, teken dit op in 'n boek, dat dit kan bly vir later dae, vir altyd tot in ewigheid. Tot in ewigheid is die woord wat die Here deur Jesaja gespreek het, 'n woord van God wat bly. En dis waarom dit neergeskryf is, sodat ook ons dit kan hê as God se woord in ons tyd en in ons ruimte. Dis wat die Here vir Moses ook sê. Kyk 'n bietjie as mens nou hier gaan by Daniël, die Here sê vir Daniël, jy Daniël, hou die woorde geheim en perseel die boek tot die tyd van die einde toe. Dis ons tyd. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. So, juist die feit dat die woord neergeskryf is, sê vir ons dat dit 'n absolute waarheid is, 'n gesagvolle woord, 'n genoegsame woord, wat ook vir ons tyd geld. En dan die vierde rede waarom ons aanhou om hierdie woord, God se woord openbaring te bely en te verkondig, is 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee. So daardie gespreekte woord is deur God ingegee. En toe het God hierdie woord laat opskryf, want God wil hierdie woord moet aanhou geld, tot vandag toe. En daardie opgeskryfde woord is ook deur God ingegee, geïnspireer, vaste waarheid, dis absolute waarheid, absoluut gesagvol, totaal genoegsaam. Dit is die plek waar Jesus jou deur sy Gees kom ontmoet. God se woord openbaring, geliefdes, is absolute waarheid, absolute gesag, totaal genoegsaam. Nou, as die Here wil, dan gaan ons volgende week en die week daarna dink ek verder hieroor leer in artikel 5 en artikel 7 van ons Nederlandse geloofsbelijdenis. Julle moet 'n goeie week verder hê. Goed gaan.